Ons lees die oordenking vir 6 Augustus uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Murray. Die opskrif vanoggend is Wy tussen pynhope. Ons teksvers kom uit Jesaja 5 vers 17. Dan sal kuddes in hulle eie weivelde wy, lammers en bokkies sal tussen die pynhope wy. Daar is 'n veerkragtigheid in hierdie vers, ten spyte daarvan dat die Here sy oordeel oor sy geliefde, maar opstandige volk Israel aankondig en hulle weggevoer word na Babel omdat hulle hardnekkig bly sondig, wy daar steeds skape en selfs bokkies en lammers tussen die pynhope. Daar is hoop te midde van wanhoop, lewe ten spyte van vernietiging. Soms voel ons asof ons bestaande, bekende wêreld in duie gestort het. Tydens die inperking as gevolg van COVID-19 het ons soms 'n totale magteloosheid en uitsigloosheid en selfs vrees ervaar. Sê nou net ek verloor my werk, my geliefdes of my eie lewe. Maar in die middel van al ons onsekerhede kom God met sy troos. Daar wy steeds lammers op die pynhope. Ek sorg vir hulle. Ek sal ook vir jou sorg. 'n mooi beeld wat Jesaja gebruik wanneer hy van Jesus praat, naamlik 'n geknakte riet sal hy nie breek nie, soos in Jesaja 42 vers 3, is ontleen aan die herders bestaan. Herders het rietfluite gehad waarop hulle geblaas het om hulle kuddes te paai wanneer hulle alleen in die veld was. Dit was maklik om hierdie rietfluite te maak, maar hulle het ewe maklik geknak. Wanneer so 'n rietfluit beskadig is dit doeteenvoudig weggegooi en 'n nuwe een is gemaak. Jesus knak ons nie verder nie. Hy breek ons nie af nie. Hy maak nuut en heel en gesond en ook bruikbaar. Ook wanneer dit voel asof alles rondom ons ten gronde gaan. Dankie, my goeie herder, dat ek veilig is en selfs tussen pynhope kan aanhou wy. Ek is veilig. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.